So as ons die oorhoofse doel van hoofstuk 5 moet beskryf, ekskuus tog, sal dit wees, en Paulus sal ons verseker, dit is om die gelowige in sy geloof te versterk, te verseker. Oor hierdie hele hoofstuk gaan oor geloofsversekering. Geloofsversekering. En geliefdes, dit is deurslaggewend vir elke gelowige, want dit is deurslaggewend vir ons verstaan van die evangelie. As ons die evangelie werklik ten volle verstaan. En ek is seker as ek nou vir julle vra, wat is die evangelie, sal elkeen 'n goeie antwoord vir my kan gee. Maar Romeine 5 is die sleutelteks waar die Bybelse begrip van wat geloofwaardig is, uitkom. Maar hierdie hoofstuk is werklik fundamenteel vir die gelowige. En vanaf Romeine 1 tot en met Romeine 3 vers 20, soos wat ons het nou die afgelope maande bestudeer het Paulus deeglik stap vir stap gewys dat almal gesondig het. En daarvan was ons almal oortuig. Maar daar in Romeine 3 vers 21 het daar die wonderlike deel gekom, die wonderlike woorde gekom, maar nou. En dan tot en met Romeine 3 vers 24 het hy die nuus meegedeel, die goeie nuus meegedeel. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Met ander woorde, dit gaan nie meer oor wetstoepassing nie, of wetsnakoming nie, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Waarvan getuig? Van God se geregtigheid. God se geregtigheid word deur die wet getuig, en dit is wat God geopenbaar het. Maar hierdeur sê hy met ander woorde, die een wat in my glo, deur Jesus Christus, is nie meer een wat slaafs die wet navolg, om by my in 'n goeie boekie te kom, sodat hy by my in die hemel kan kom nie. Dis nou sommer plein weggestel. Maar 'n wetsnakoming gaan ons nie in die hemel bring nie. Dis waarop dit neerkom. Terwyl die wet en die profete daarvan getuig, waarvan? Die geregtigheid naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo. Met ander woorde, dit lei tot geloof, en dan gaan dit oor die een wat glo. Dit gaan oor die een wat glo. Hoe hy moet lewe. Ons sê dit gaan oor redding, en dit gaan oor heiligmaking. Want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig. Almal wat ooit gelewe het. En dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Hulle kan nie by God uitkom nie, as gevolg van die feit dat God heilig is, en hulle nie. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig. En daai sonder verdienste beteken, sonder om die wet na te kom. Nie dat hulle teen die wet optree nie, ekskuus tog, maar hulle kom nie die wet na ten einde gered te word nie. Hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. En wat sê hierdie stuk vir ons? Die mens het gesondig. Eintlik kan ons meer sê, die mens is sondig. Maar God het voorsiening vir redding gemaak, toe hy Christus gestuur het om die mens te red, soos Johannes 3 vers 16 sê. Dit was nou in hoofstuk 3. En nou in Romeine 4 het Paulus vervolgens gewys hoe Abraham gered is. Hoekom Abraham? Abraham wat deur God uitgekies is om die stamvader van God se volk te word, ten spyte daarvan dat beide hy en sy vrou onkapabel was om nog kinders te verwek. Maar God het vir hom gesê, jy is die stamvader van my volk. En nou kan ons dink wat het in Abraham se kop aangegaan. Soos dit in die woord gestel word, Abraham het vasgekyk teen die doodsheid van sy eie liggaam.
en van sy rassene. Maar hy het geweier om te twyfel. Luister mooi wat ek sê. Hy het besef dat hulle onkapabel is. Maar hy het geweier om te twyfel. Want Romeine 4 vers 3 sê, Abraham het in God geglo. Wat geglo? Dat God, wat hy beloof het, dat hy die stamvader van sy volk gaan wees, dat hy dit gaan word. En dit is hom, dit is Abraham, tot geregtigheid gereken, dat hy geglo het, dat God sy belofte gaan nakom. Begin julle nou al bietjie meer verstaan, wat dit dan regtig is om te glo. Wat dit is om te glo. Abraham se geloof was dus algehele vertroue dat God betroubaar was, hier is die sleutelwoord, dat God betroubaar was om te doen wat hy beloof het. Vorm julle definisie van wat geloof is. Abraham het geglo dat God betroubaar was om te doen wat hy beloof het. En dit was die fundament van Abraham se geloof. En daarom word hy ook as ons vader in die geloof beskou, nie net Israel nie, maar ook die Nuwe Testamentiese gelowiges. Omdat hy deur wat hy geglo het en hoe die geloof deur Israel gekom het, ook sodat Jesus deur Israel kon kom. Daarom is hy ook dan in daardie sin ook ons vader in die geloof. Ons het nie 'n vader in die geloof as sodanig nie. Maar hier is dit, by wyse van voorbeeld is hy vir ons die vader in die geloof. Verstaan dit dus. Dit is die basis van geloof. Ook vir ons dan. Ook vir ons, luister nou mooi, dat ons glo dat God in staat is om te doen wat hy in sy geopenbaarde woord beloof. Dat God in staat is om te doen wat hy in sy geopenbaarde woord beloof. Nou hou daardie gedagte in julle kop. Nou in Romeine 4 vers 18 en verder gaan Paulus dan voort om vir ons die kern van Abraham se geloof uit te wys. Hy wys na verskillende aspekte van Abraham se geloof. Ten spyte van die feit dat ook, en soos wat ons gesien het, Abraham wel soms ook in sy geloof getwyfel het. Hy, die vader in die geloof, het ook by geleentheid in sy geloof getwyfel. Een van die kommentators het so gesê, en luister mooi, struggling faith, as jy geloof het wat soms in onsekerheid verval, struggling faith is not doubt. Just as temptation to sin is not sin in itself. Die feit dat jy getempteer word deur die sonde, is nie sonde op sigself nie. En daarom as ons dan by geleentheid twyfel, is dit nie ongeloof nie. The very fact that Abraham was trying to understand how God's promise could be fulfilled indicates that he was looking for a way of fulfillment, although he could not see a way. He could not see a way. En dan maak hy hierdie gevolgtrekking. Sincere struggling with spiritual problems stems precisely from a strong, godly faith that refuses to doubt. But trusts in God's promises, even when no human way is imaginable.
Ons kan aan geen uitweg dink nie. Maar ons glo God kan. Dit is geloof, geliefdes. Dit is geloof. En ook dan wanneer ons by geleentheid twyfel of ons gered is, en dan gaan ons nou vandag dan juist die patroon sien van hoekom ons dan net soos Abraham op ons geloof kan staan en weet ons is gered. God is getrou. God is betroubaar. Elke gelowige kom in daardie plek, elke ene. En ons kom dikwels in daardie plek waar ons kan sê, Here, maar hier is nie 'n uitweg nie. Hier is geen uitweg nie, Here. Maar dan skop ons geloof in. En daar's 'n rede hoekom ons geloof inskop. Soos Abraham. U alleen kan 'n wonderwerk hier laat plaasvind. U alleen. Nou wanneer is dit dan ongeloof? En hier moet ons baie versigtig trap en ons moet kennis neem hiervan. Ongeloof is wanneer ons aan ons gevoelens oorgee. Wanneer ons aan ons gevoelens oorgee. Party mense is baie meer emosioneel as ander. Maar juis daar is dan die waarskuwing wat na die gelowige kom. Moet nooit aan jou gevoelens oorgee nie. Moenie gaan hoe jy voel nie. Wat is die feite? Wel, ek het dit al dikwels gesê en ek sê dit weer, dit is hoekom God 'n man en 'n vrou saam in huwelik gesit het. Die vrou wat emosioneel is. Die man wat sê, maar wat is die feite? En ek veralgemeen, nou ja, ek weet daar's uitsondering na elke kant toe. Maar in die algemeen is dit waar. Wat is die feite? En dit is wat in elke gelowige se kop moet aangaan wanneer hy by daardie punt kom waar hy voel om oor te gee aan hierdie ongeloof, aan die twyfel. Dat hy dan sal sê, maar wat is die feite? En dan gaan daardie feite sê, Here, ek sien nie 'n uitweg nie, maar U kan. U kan. Dit bring ons dan by hoofstuk 5. Hierdie deurslaggewende hoofstuk. En ons het nou al gesien, omdat ons al verskeie weke daar was, dat Paulus gee 'n logies beredeneerde betoog oor die geloofsaspekte wat bydra tot geloofsversekering. Van die begin af het ons gesien, hy wys op sekere geloofsaspekte wat bedoel is om ons te versterk in ons geloof. Hy gee vir ons die redes waarom ons as ware gelowiges verseker kan wees dat hy gered sal word op grond van sy God gegewe geloof. Ek hoop julle hoor wat ek sê. Paulus gee ons die redes waarom elke ware gelowige verseker kan wees dat hy gered sal word op grond van sy God gegewe geloof. En ek wil die antwoord God gegewe hier beklemtoon, God gegewe geloof. Want wanneer ons vergeet wat of wie die bron van ons geloof is, dan is dit waar daar twyfel kom. Dan is dit wanneer die gevoelens oorgee. Want ons het vergeet wat ons weet. En dit is dat God die bron van ons geloof is. Want dit is wat ons herhaaldelik, amper elke Sondag kom ons terug by daardie teksvers in Efesiërs wat vir ons herinner, waar kom ons geloof vandaan? Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered. Deur die geloof. En dit, die geloof nie uit julle self nie. Julle het nie hierdie geloof opgewek nie. Gegenerate nie. Dit is die geskenk, die gawe van God.
nie uitwerke nie. Julle het dit nie gedoen nie, sodat niemand rede het om te roem nie. Kan julle verstaan, as ons na die kerke van ons dag kyk, waar die vals boodskap verkondig word, dat jy deur jou werke gered moet word. Verstaan my mooi, dat jy moet werk, sodat jy gered kan word. Maar die woord leer vir ons duidelik, God gee vir ons hierdie geskenk, nie op grond van wat ons gedoen het nie. Waarvoor ons 'n sprekender voorbeeld kry, as daar die derde man aan die kruis. Het hy enigiets verdien om gered te word? Nooit, niks. Niks. Maar hy is gered. Christus het met ander woorde vir hom in daardie oomblik daardie geskenk van geloof gegee. En net soos Abraham het God aan ons, elke gelowige, geloof geskenk. En wanneer het dit gebeur? Daardie oomblik toe ons tot redding gekom het. Daardie oomblik. God het ons in daardie oomblik die vermoë gegee om met leë ontvangende hande die geskenk van geloof te ontvang. Om met leë ontvangende hande, oop hande, in baie gevalle grypende hande, omdat God al met hulle gewerk het, dat hulle al op die punt van desperaatheid was. Maar dan kom God en hy gee geloof, hy skenk geloof. En ons ontvang dit met leë, grypende, graag ontvangende hande. Dit is die oomblik van redding, geliefdes. Daar is nie 'n ander ene nie. En dit mag dan wel so wees dat ons nie op daardie oomblik voel of ons hier, en verskoon maar die goeie Engelse woord, gezap word nie. Maar dit is wat in God se gedagtes en in God se denke, in God se bepaling wel gebeur het. Daardie oomblik wat hy dit gee. En nou begin die pad van geloof vir die gelowige. Dit begin nou. En dis klein baba-treetjies. Miskien is daar aanvanklik nie eers 'n paar baba-treetjies nie, maar dit kom en dit groei. Maar dit was die oomblik van redding. En nou wil ek weer teruggaan na die gedagte wat ek genoem het. Ons het almal al oomblikke van vertwyfeling gehad, waar ons wonder of ons waarlik gered is, of ons geloof eg is. En in die besonder in daardie oomblikke, wanneer ons die toets lelik gedop het. Wanneer ons in ons Christelike wandel gefaal het. Dan kom die vertwyfeling. Maar dan kom daar die woord uit die Bybel wat vir ons sê, onthou, moenie volgens jou gevoelens gaan nie. Moenie volgens jou gevoelens gaan nie. Onthou Efesiërs 2 vers 8 en 9 en onthou dat jou geloof 'n geskenk van God was. En jy moet hom, net soos Abraham, vertrou, dat hy kan en sal doen wat hy beloof het. Hier is die sleutel, dat jy dan moet sê, maar ek vertrou God, wat in sy woord sê, dat hy my sal red. En dat God kan en sal doen wat hy beloof het. Weereens is dit nie op grond van wie ons is nie, maar op grond van wie God is. Hy wat die gewer van die geskenk is. Dit is wat ons moet onthou. Weer dan, wat laat ons twyfel? Wat laat ons twyfel?
En ek het dit nou reeds genoem, maar ek noem dit weer, want dit is 'n belangrike geloofsfeit om te verstaan. Wanneer ons aan ons geloof twyfel en nie gered voel nie, is dit omdat ons in ons heiligmaking, in ons sanctification val. Ons val in ons heiligmaking. We fail in our sanctification. Dit is nie vir ons 'n prioriteit nie. En ons verwaarloos wat ons moet doen. En ons verwaarloos baie dinge, maar dis een van die redes wat daartoe lei dat ons in ons heiligmaking val. Dit is nie vir ons 'n prioriteit nie. En dan moet ons ook nog in gedagte hou dat Satan uit sy pad uitgaan om ons aan te val. En hy gaan uit sy pad uit om ons te verhinder om die pad van heiligmaking te volg. Maar heel dikwels is ons self die argitek van ons vertwyfeling, omdat ons in ons heiligmaking struikel, en omdat ons nie getrou en ywerig daarin is nie. En ons verstaan dit, almal verstaan dit, en ek glo julle weet dit, dat na die oomblik van redding begin die lewe van heiligmaking. Heiligmaking en redding begin dieselfde oomblik. Die oomblik wat jy gered word, begin jou heiligmaking. Dit gaan nie eers nou 'n paar maande vat of so, of dat jy eers ordentlik onderrig is nie. God het sy Heilige Gees aan jou geskenk die oomblik toe jy gered is. En omdat jy 'n besitter is van die Heilige Gees, werk die Heilige Gees in jou en begin heiligmaking onmiddellik. Dit begin onmiddellik. En nou is dit die kerk se taak om jou te lei en jou te onderrig en te leer oor wat heiligmaking is. En wat die Here van jou verwag, soos hy dit in sy woord stel, hoe jy moet lewe om heilig te lewe. Met ander woorde, hierdie proses van heiligmaking begin by die oomblik van redding en dit duur tot en met die oomblik van sterwe, of deur jou natuurlike of liggaamlike sterwe, of tot en met die wegraping kom. Maar God se woord en sy Gees lei ons deur die noupoort op die smalweg van heiligmaking om soos gereddes te lewe. En wanneer ons daarin val, en wanneer ons soos die wêreld leef en wat ons is en wat ons doen, dan voel ons nie meer gered nie. En dit lei tot twyfel. En heel dikwels tereg. Maar dan is dit belangrik om te onthou. En ons gaan by daardie oomblikke kom wat ons tot besinning gebring word. Ons redding was 'n geskenk van God. Ons is ten volle gered. Dit is ons gebrek in 'n heilige wandel wat ons laat twyfel. En vir die ware gelowige behoort hierdie besef ons werklik na berou, na repentance te dryf. En om by God vir vergifnis te pleit en dit te ontvang. By God om vergifnis te pleit en dit te ontvang, soos 1 Johannes 1 vers 9 ons verseker. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Met ander woorde, soos wat ons daai redding aangegryp het, so moet ons ook die vergifnis ontvang en aangryp wanneer ons sondes bely. Maar, daar's altyd 'n maar hier is 'n maar. As daar 'n aanhoudende patroon van sonde is, dan moet ons onsself ondersoek of ons werklik in die geloof is. En dit is hoe Paulus die Korintiërs vermaan het. Die Korintiërs wat bekend was vir hulle absolute sondige leefstyl. Hulle het in 'n patroon van sonde verval.
En Paulus skryf aan hulle in 2 Korintiërs 13 vers 5, ondersoek julle self of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef. En Jakobus 2 vers 17, ook in 26, so is ook die geloof. As dit geen werke het nie, geen heiligmaking nie, is dit op sigself dood. Maar dit is 'n dooie geloof, as daar nie werke is nie. So geliefdes, besef dit. Ware wedergeboorte bring altyd die vrug van bekering en 'n nuwe gehoorsaamheid voort. En saam met daardie vrug en begeerte tot, kom ook die begeerte tot gehoorsaamheid. 'n Verlange om heilig te lewe. En dit is die geloofswerklikheid van die ware gelowige, dat hy dit wil doen. Maar wanneer ons dan aanhou twyfel, dan moet ons onsself ondersoek. Met andere, as ons dan na God toe gaan en ons bely ons sondes, en as ons weer ons uitvee, is ons weer daar, dan moet ons onsself ondersoek. En dan moet ons vra, is daar 'n oorgawe aan die sonde? Het ons onsself nou aan die sonde oorgegee? Of is ons in stryd daarteen? En dit is die vraag. Het jy jouself aan die sonde oorgegee? Of is daar regtig in jou binneste, jou diepste binneste, 'n stryd? Het jy hierdie stryd teen die sonde? Want wanneer die Heilige Gees die geredde sondaar se hart in besit neem by redding, dan verander hy daardie sondaar se hart. En dit begin by redding en dit duur progressief voort, soos ek nou reeds verduidelik het, terwyl jy nog hier op aarde is. Dit sal aanhou voortduur, jy bereik nooit ooit 'n punt waar jy sê, nou is ek heilig genoeg nie. En vra maar vir ons ouers vandag, hoe ouer jy word, hoe meer besef jy hoeveel heiligmaking jy nodig het, want jy word meer en meer sensitief vir die sonde en oor die sonde. En dan kom ons terug by daardie gesegde. Voor redding is die ongelowige nie in staat om nie te sondig nie. He's not able not to sin. Maar na redding is hy nou vir die eerste keer is hy in staat om nie te sondig nie. Redding verander ons sodat ons in staat is om nie te sondig nie. Ons het nou die vermoë om nie te sondig nie. En dis wat God van ons verwag. En dan wanneer daar die heiligmaking plaasvind in ons lewens, sal ons lewens van heiligmaking getuig. Soos een van die kommentators geskryf het, ons word deur geloof alleen gered. Maar geloof wat red, is nooit alleen nie. Goeie werke, 'n heilige lewe is altyd daar. Of alternatiefelik, besef van sonde is altyd daar. En nou gaan ek terug na Paulus se skrywe aan Efesiërs, in Efesiërs 4, en ek kyk hier na enkele verse. Efesiërs 4 vers 17, en hier sê hy nou vir hulle, en dit sê ek, en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel, soos die heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Moenie soos 'n heiden lewe nie. Mense, en dan beskryf hy die heidene, mense wat verduisterd is in hulle verstand, en vervreemd van die lewe van God, maar deur onkunde wat in hulle is. Maar julle is nie so nie. Want sê in vers 20, julle het Christus nie so leer ken nie. Jy kan nie 'n gelowige wees en onder die lering van die woord sit en soos 'n ongelowige lewe nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, maar soos wat die kerk dan veronderstel is om te doen, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens aflê en wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan.
en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, die Heilige Gees wat julle ontvang het, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Met ander woorde, onthou julle is gered. Lewe soos gered is, dis waarop hierdie stuk neerkom. Maar dan kom daar tog nog 'n waarskuwing waarvan ons moet kennis neem. In vers 30, Efesiërs 4 vers 30. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Hy gaan met julle wees tot en met die dag wat julle finaal gered word en in die hemel is saam met God. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met die boosheid. Gooi daai dinge weg. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Daar is die lewenstyl van die gelowige. En dan wanneer ons na die woord toe gaan, dan sien ons, Christus self het aanhoudend gewaarsku, byvoorbeeld in Matteus 3 vers 8, dra vrugte wat by die bekering pas. Matteus 7 vers 16 tot 18, kortliks daarop neerkom, aan julle vrugte sal hulle julle ken, aan die vrugte wat julle dra, of julle 'n lewe van bekering dra. Oor en oor kom die herhaling in soveel skrifdele. 1 Johannes 3 vers 9 en 10, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Hieraan is die kinders van God en die kinders van die duiwel geopenbaar. Nou, as wat openbaar ons onsself hier waar ons lewe? In jou gesin of waar jy ook al is, watter aspek van die lewe is, waarvan getuig jou lewe? Kinders van God, kinders van die duiwel. Jakobus 2 vers 17 en ook in 26 geselfde, so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, is dit in sigself dood. En weer Paulus in 2 Korintiërs 5, 'n verdere hoofstuk, 17 vers 17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. So daar is maar net een gevolgtrekking, geliefdes. Redding, die geskenk van God, is die wortel van die geloof. En heiligmaking is die vrug. Redding is die wortel. Heiligmaking is die vrug. En ons gaan nou by nog hierdie vers nog kom, eersdaags. Romeine 6 vers 1 en 2. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly? Dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Nou, dis 'n ondenkbare gedagte dat iemand so kon redeneer. En nou kom ons by meer praktiese stappe. Hierdie was nou die vermaaning, maar hier kom ons by die praktiese stappe. 3 duidelike stappe vir die een wat struikel, vir die man wat twyfel. Die heel eerste plek, bely jou sonde, erken en bely jou sonde. In plaas daarvan om dit weg te steek of daarin te stagneer, maar net aan te gaan in hierdie moeras en jy ploeter maar voort, herinner jouself aan 1 Johannes 1 vers 9, waar die woord sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Daar is vergifnis. Bely jou sonde en ontvang die reiniging. Want as ons dit doen, geliefdes, herstel dit die gemeenskap met God en met die ander gelowiges, soos wat die woord dit vir ons sê. En hierin word die fellowship herstel. Met God in die eerste plek. Tweede plek met gelowiges en dan met enige iemand anders wat jy ook te nakom, wat buite die geloof ook staan. Maar bely jou sonde. En met belydenis gaan dan ook die wegdraai daarvan. Hoe kan ons dit doen? Want dit is wat repentance beteken, metanoia, om te bely,
vergifnis aanvaar en weg te draai. Loop weg daarvan, keer jou rug daarop, jy's klaar daarmee. In die tweede plek, jy kan dit nie in jou eie krag doen nie. Vind jou krag in die gees van God. Hoekom? Hoekom in die gees van God? Omdat hy gegee is as ons parakleet, die een wat langs ons loop in die lewe. Hy is ons metgesel in die lewe. Hy is die een wat Christus se plek inneem in ons lewe. Die een wat saam met ons stap. Kry jou krag by hom. Hy is die een wat jou kan vashou. Die ander heiligmaking is nie 'n menslike poging om te probeer om beter te wees nie. Nee. Maak op die krag van God staat. Want Filippense 2 vers 13 skryf Paulus, want dit is God wat in julle werk deur sy gees om te wil, sowel as om te werk na sy behaag. My ore, hy sê vir jou nie net wat jy moet doen nie, hoe jy dit moet doen nie, maar hy help jou ook om dit te doen. So die pad vorentoe is opnuut voor die Gees, is om opnuut voor die Gees te buig en te vra vir die krag om te oorwin. Vra vir die krag om te oorwin. En dan gaan jy na die Gees geopenbaarde skrif, want dit is wat die Heilige Gees gaan doen, is om jou na die woord te vat, wat deur hom geïnspireer is, en dan gaan jy en jou leiding kry jy in God se woord. Jou leiding met die EU en die ander ene ook waarskynlik heel dikwels. So op hierdie manier kyk jy weg van jou mislukkings, jou teleurstellings, en jy kyk na God en na Christus, en jy maak staat op die Heilige Gees. Hebreërs 12 vers 1 en 2 sê vir ons dan so duidelik, daarom dan terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, met die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon gaan sit het. My ander, hy is gekruisig, en hy het die dood oorwin, en daardeur het hy oorwinning behaal, wat vir ons moontlik maak, om ook die sonde te oorwin. En wat ons dan hieruit aflei, uit wat die skrywer van Hebreërs sê, die pad van die gelowige is nie 'n pad van volmaaktheid nie, maar dit is 'n pad van volharding. Dit is 'n pad van volharding. Maar daar is nog 'n groter en 'n amper, kan maar sê, meer verhewe perspektief oor heiligmaking, wat dit vir ons werklik sal baat as ons dit verstaan. En ek het al reeds oor en oor beklemtoon, en ek is nie 'n pessimist nie, maar ek probeer om 'n realist te wees. Maar ons lewe in 'n gebroke wêreld, waar menslike verhoudings en beloftes dikwels faal, en almal van ons het al die pyn ervaar van onbetroubaarheid, mense op wie jy nie kan staat maak nie. En dis die wêreld, en dis die mense in die wêreld, maar dalk soms selfs geliefdes wat hulle self onbetroubaar bewys. En dit is die werklikheid van hierdie lewe. Maar vir ons as gelowiges staan daar 'n baie spesifieke groot rots van ons geloof, wat vir ons sê, ons het ons redder Christus Jesus, en ons het sy lewe en sy sterwe, sy heiligheid en sy getrouheid, wat ons prakties geïllustreer gesien het, deur die lewe van ons Here Jesus Christus. Nou wat bedoel ek? Hierdie wêreld is die wêreld, en hulle is soos die wêreld, en ons kan dit nie verwag dat dit gaan beter word nie. Inteendeel, ons weet dit word erger, soos die woord ook voorspel het. Maar wat het ons daarteenoor? Ons het die monument van getuienis van Jesus Christus se lewe, hoe hy gelewe het, in gehoorsaamheid aan sy Vader, en hoe hy gesterf het
in gehoorsaamheid aan sy Vader. Dit is vir ons waarna ons kyk wanneer ons met die wêreld te doen het en die wêreld se onbetroubaarheid en die wêreld se onlieflikheid en die wêreld se boosheid. Wat het ons? Ons het Jesus Christus. Hy het vir ons gewys hoe om te lewe. En ons vergeet hierdie aspek van ons geloof so dikwels, want geliefdes verstaan een ding baie mooi. As hy in enige opsig ooit gesondig het, sou hy nie aan die kruis kon sterf nie. Hy het waarlik sondeloos gelewe. En dit is dan vir ons die basis van ons geloof. En dit is hoe ons na die wêreld kyk en sê, julle kan aangaan oor julle geloof en dan ook in besonder hierdie moslems waarmee ons deesdae oorval in hulle absolute boosheid, die geloof van die dood, as jy nou al ooit van 'n geloof van die dood gepraat het, daarteenoor het ons die geloof van die lewe en van liefde, soos wat Christus gelewe het. Ons staan reëlreg opponerend teenoor mekaar, maar ook teen die wêreld. Want Christus het sy heiligheid gedemonstreer. En hy het ook sy getrouheid, sy betroubaarheid geïllustreer, daar aan die kruis. 'n lewe van gehoorsaamheid in die lewe, maar ook gehoorsaamheid in die dood. Nou wil ek na 'n besondere teksvers gaan en dit is in Jesaja, want die profeet Jesaja het reeds 700 jaar voor die koms van Christus 'n kragtige beskrywing, 'n voorspelling van hom gegee en gewys hoe besonderlik hy, Jesus Christus, die Messias wat God gestuur het, hoe besonderlik hy vir sy taakvervulling toegerus is. En dis daardie vers wat ook op die bulletin is. En waardeur daar in ons boodskap kom, ons kan op ons God vertrou. Kyk na daardie vers, Jesaja 11 vers 5. Want dit word nou, deur die profeet Jesaja, word die kleed van die komende Messias beskryf. En hy sê daar, en geregtigheid of heiligheid, sal die gordel van sy lendene, en betroubaarheid of getrouheid sal die gordel van sy heupe wees. Op die oog af lyk dit so nikszeggend. Maar as ons kyk dan wat hier bedoel word, geliefdes, dan word ons van niets af deur die woord van die Here oorweldig. Eerstens dan daardie lendegordel of esor van geregtigheid, van heiligheid. Dit is die binnengordel wat reg teen die lyf gedra word. Maar hulle het 2 gordels gehad, dis waarop dit neerkom. Jy het die gordel gehad wat jou lendekleed vasgehou het. Daardie intieme deel van jou bedekking. Daardie esor wat jou lendekleed bymekaar hou. En wat sê hy, wat is daardie lendekleed? Dit is sy heiligheid. Sy heiligheid, sy geregtigheid. In sy intiemste wese was Jesus Christus heilig. Tweedens dan, die Gagor-gordel van getrouheid, Gagor, van betroubaarheid. En dit is die stewige buitegordel wat oor die buitekleed gaan en waaraan die swaard gehang word. Want dit is waar die soldaat se trefkrag vir die geveg vandaan kom, van daardie swaard wat aan hierdie gordel kan hang, want hy is sterk genoeg, swaar genoeg, kragtig genoeg om die wapen te dra. So sien ons dus dat die beskrywing van Christus Jesus 700 jaar voor dat hy gebore is, alreeds daar was.
dat geregtigheid of heiligheid die grondslag van sy wese is en getrouheid die waarborg dat hy nooit ontrou sal wees nie en altyd getrou in al sy beloftes sal wees. En dan wanneer ons na die geskiedenis van die Nuwe Testament gaan na, soos wat dit in die evangelies beskryf word, dan sien ons Jesus sy hele aardse lewe was omgord met geregtigheid en trou. Onthou wat ons in Hebreërs 12 vers 2 gelees het. Ons oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder in die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van God, van die troon van God gaan sit het. Hy was heilig in alles wat hy gedoen het. En hy was getrou tot aan die einde, selfs in die uitvoering van sy dood. Heilig en getrou. En dit sien ons teenoor hierdie wêreld waarin ons leef. Daarom is ons geloof, geliefdes, totaal verhewe bo enigiets wat in hierdie wêreld aan die gang is. En dit verhef ons nie bo die wêreld nie, maar dit sê vir ons, terwyl ons in hierdie wêreld lewe, jy kan na die voorbeeld van jou leidsman, soos wat Hebreërs sê, kan ons, geliefdes, heilig en getrou wees. Want God stel ons in staat om dit te doen deur sy Heilige Gees en ook deur sy woord. Verstaan julle? Wat is dit dan wat ons groter motivering kan gee tot 'n lewe van heiligheid as juist dit? As juist dit. Sy heiligheid, sy getrouheid is die waarborg dat God sy beloftes aan ons sal hou, selfs wanneer ons geloof dan swak voel. Dan herinner ons onsself, nee, maar wag. Wie is my redder? Wie is my leidsman in die geloof? Jesus Christus. Hy is my voorbeeld. So wanneer die storms van die lewe teen ons boet, gaan ons nie in ons eie krag weerstand bied nie, maar in die koning wie se getrouheid tot by die wolke reik, soos Psalm 36 dit sê, Here, u goedertierenheid is tot in die hemele, u getrouheid tot by die wolke. En so, geliefdes, sal ons sien dat God se heiligheid en sy betroubaarheid ons ver bo die storms van die lewe kan optel. Daar is daar vir ons rus en daar is die vrede wat ons so begeer. Nie in ons eie pogings om onsself op 'n manier te verhef nie, maar om dit in die krag van God en deur sy Heilige Gees en sy heilige woord te doen. Ons vertroue rus op die heilige en getroue God wat beloof het om ons vas te hou. Ons is vir altyd veilig. En daardie sekerheid is die bron van ons vrede en vreugde. En nou bring dit ons presies by Romeine 5. En nou het ons 'n wonderlike oorsig oor Romeine 5 gehad tot hier. En nou as ons nou teruggaan na Romeine 5, dan sien ons daar gee Paulus vir ons 6 skakels. Hoe kan ons daardie skakels verstaan? Dit is skakels wat aan een skakel, daardie 6 wat ons gaan dit nie vandag doen nie, wees gerus. 6 skakels wat aan die gordel van Christus geheg kan word, saam met die swaard. Dink daaraan op daardie manier en dan kan jy volgende keer dit dalk beter verstaan. Maar ek gaan nou afsluit. As daar een beeld is wat ons pad van opstaan en val baie goed verduidelik, opsom, dit waarmee ons kan vereenselwig, dan is dit die gelykenis van die verlore seun wat Jesus in Lukas 15 vers 11 vertel het. En ons ken almal daardie gelykenis baie goed. In hom, daardie verlore seun, sien ons die hele reis van die gelowige wat struikel met heiligmaking
En as daar 3 punte om te onderskei. Eerstens die keerpunt van selfondersoek. Wat het met hom gebeur? Daar het 'n keerpunt in sy lewe gekom waar daar selfondersoek was. Nou pas ons prakties toe wat ek net nou ook na verwys het. Daar in die varkhok toe hy alles verloor het en hy in sy wêreldsheid varkenskos moes eet. Sê Lukas 15 vers 17, maar hy het tot homself gekom. Hy het gesê, wat doen ek? Wat doen ek? Hoe kan ek so lewe? Hy het besef dat sy lewe weerspieël nie wie sy vader is nie. Sy lewe wat hy daar op daardie stadium in daardie varkenskos en in daardie modder waarin hy was, en jy kan dink hoe daai modder gelyk het en geruik het en hoe dit gevoel het. Dit is nie 'n weerspieëling van sy vader nie. En hy het hier daar bly sit nie. Want vers 18 sê vir ons dat hy toe gesê het, ek sal opstaan en na my vader gaan. Ek sal opstaan en na my vader gaan. Die tweede punt was die belydenis van 'n gebroke hart. Eerste punt, die keerpunt van selfondersoek. Tweedens, die belydenis van 'n gebroke hart. En hy hardloop terug na sy vader met volle erkenning van sy mislukking. Dat hy misluk het om te leef wat hy is en wie se kind hy is. En hy sê in vers 21, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Hy bely sy sonde. Hy het berou in die volle sin van die woord. En hy draai sy rug op daardie varkhok en die lewe van die vark en keer terug na die Vader. Derdens, 'n onverdiende geskenk. 1, die keerpunt van selfondersoek. 2, die belydenis van 'n gebroke hart. Derdens, die onverdiende geskenk van geregtigheid. Die Vader wag nie dat die seun na hom toe moet kom. Die Vader hardloop hom tegemoet. Laat ons dit in die eerste plek dit sien, geliefdes. En laat daar nooit by ons twyfel ooit wees dat die Vader ons tegemoet hardloop die oomblik wanneer ons besef waar ons is en wat ons moet doen nie. Maar dan gaan dit ook verder. Die Vader vra ook nie vir hom om sê, hoor, bly nou maar net eers 'n bietjie daar, laat die bediendes jou kom net 'n bietjie afspoel en jy weet jy ruik nie baie lekker nie. Verstaan julle? Daar's nie niks so iets nie. Wat doen die Vader? Die Vader in sy getrouheid hardloop hom tegemoet. En wat is die Vader se opdrag? Bring die beste kleed en trek dit vir hom aan. Watter kleed is beter as die een van vergifnis? Wanneer is daar groter vreugde in die gemoed as wanneer daar vergifnis gegee en ontvang word? En daardie beste kleed, as ons na Jesaja 61 vers 10 kyk, is die volmaakte geregtigheid van Jesus Christus. Met ander woorde, voor die Vader is ons weer volkome geregtig. Jesaja 61 vers 10 sê, ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid toegedraai. God gee vir ons weer daardie heiligheid sodat ons daarin kan jubel. Die seun het geruik na sy mislukkings, maar die Vader se kleed het hom bedek. En dan begin ons ook te verstaan dat sy status as seun
was nooit gebaseer op sy vermoë om sy erfenis te hanteer nie. Maar op die feit dat hy die kind van sy vader was. Hy kon teruggaan na sy vader omdat hy die kind van sy vader was, en dit is wat ons moet besef, geliefdes. En dit is wat ons moet motiveer om 'n lewe van heiligmaking te volg. En hier is die uitdaging dan vandag vir elkeen. Of ons nou by geleentheid twyfel oor ons geloof, of dalk onsself bevind 'n stadium van ons lewe waar daar geen heiligmaking in ons lewens is nie. Of dalk selfs wanneer ons in blaatante sonde verval, dan kom die boodskap van die woord, staan op uit die modder van die varkhok. Dis 'n varkhok van twyfel. Moenie in die modder bly lê nie. Onthou wie jou Vader is en onthou dat jou redding 'n geskenk is, geanker aan die gordel van sy ewige getrouheid. Daardie redding wat jy gekry het, is in hom geanker. Dit was nie in jouself nie. Verstaan jy, dit was nooit ooit in jouself nie. Dit was die geskenk van hom. Keer dan terug. Die Vader wag vir jou met die kleed van Jesus se geregtigheid in sy hand. En hy wag om dit vir jou om te sit. En Hebreërs 4 vers 16 moedig ons dan aan, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Daardie hulp is beskikbaar op die regte tyd vir ons. En wat is die regte tyd? Daardie oomblik wanneer jy jou na die Vader toe draai. Mag die Here ons die krag gee om waarlik hierdie boodskap te verstaan en dit uit te leef. Want geliefdes, in hierdie lewe het ons 'n taak, 'n plig, maar ook meer as dit is vir ons, dit moet vir ons 'n vreugde en 'n plesier wees om heiligmaking na te jaag in elke sfeer van ons lewens, omdat dit ons Vader verheerlik. Omdat dit ons Vader verheerlik. Omdat dit ons geloof gestand doen, dit is soos dit moet wees. En omdat God dit vir ons moontlik maak. Amen. Troue God en Vader, dankie vir die bevrydende waarheid dat ons redding nie op onsself berus nie. En laat ons dit besef, o Here, laat ons dit besef. Maar dit berus op U vashou van ons en wat U oorspronklik vir ons gegee het en wat tot ons beskikking is as ons nou maar net wil terugdraai na U toe. Dankie vir die beste kleed wat U vir ons gereed hou, selfs waardeur ons na die varkhok van U lewe ruik. Bid vandag vir elkeen wat vandag met twyfel worstel, of dalk onder die las van 'n mislukte lewe, 'n mislukte geestelike lewe, 'n mislukte Christelike lewe gebuk gaan, wat besef, maar ek lewe nie soos die kind van my Vader nie. My lewe weerspieël nie wie my Vader is nie. Geef vir ons die genade om op te staan. Geef vir ons die genade om na die Vader, ons Vader te gaan, U te gaan, Here, en by U om vergifnis te pleit, maar dan ook die genade om daardie vergifnis te ontvang, en dit 'n werklikheid in ons lewens te maak, sodat ons weg sal draai van hierdie dinge, hierdie wêreld, hierdie boosheid, om nie daarmee te vereenselwig nie, maar om te lewe soos wie ons is, kinders van ons Allerhoogste God
en Vader. Maar Here, laat hierdie dan ook vir ons dan die nodige platform skenk volgende week, as dit U wil is, dat ons na die 6 skakels van daardie ketting gaan kyk, waarvan ons reeds sommiges gedoen het, maar dat ons na die volheid daarvan sal kyk en verstaan, Here, dit is wat U vir ons gee, waarin ons kan vashou. Dit is ons ketting, waarmee ons aan U gordel van heiligheid en betroubaarheid vas is. Dit moet vir ons moed vir die lewe gee, o Here, en mag dit so wees. Ons vra nou, Here, vir U genade hierin, en dat ons dan sal besef, ons is kinders van ons Vader, en laat ons U daarvoor loof en dank, maar laat dit dan uit ons lewens uitspruit, dit wat U verheerlik. Wees ons genadig, o Vader, ons pleit dit in Jesus se naam, met groot danksegging. Amen.